mag, as die skoonheid van sterre in die nag, meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd, o Heer, om U te ken. Meer as silwer, meer as goud, al die blomme, die diere in die veld, meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat U betaal het hier. Goeiemôre, geliefdes van die Here Jesus Christus. Vandag Sondag 21 Februarie 2021 en ek hoop dit gaan goed met almal van u. Welkom by vanoggend se diens. Ons het die afgelope week het ons begin op ons 40 dae reis saam met Jesus op hierdie lydenspad van hom. Die tema van ons reeks is ontwaak. En dan is die week se tema ontwaak tot myself. Ontwaak tot myself. Aan die einde van die diens genooi ek jou om saam nagmaal te gebruik. Maar kom ons word dit vir 'n oomblik stil. En nou waar jy is, by die rusbank sit, om die tafel sit, of dalk in die bed lê, word net 'n oomblik bewus van God se teenwoordigheid by jou. Matteus 3 vers 17. Daar kom 'n stem uit die hemel wat sê: dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Geliefdes, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus die Here, en van die Heilige Gees. Amen. Nadat ons bewus is van God se hier wees, by ons wees, kom ons sing van hom, kom ons sing van sy liefde. Kom ons sing saam gesang 334. God is liefde, juig ons harte. Zonder te
Vanoggend gaan ons saam met 2 gedeeltes uit die woord van die Here lees. Die eerste gedeelte is Matteus 3, vers 16 tot en met vers 17. Dis by Jesus se doop waar die volgende gebeur. Jesus is toe gedoop en hy het dadelik daarna uit die water gekom. En eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy die gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Die tweede gedeelte lees ons van in Markus 9, vers 2 tot en met vers 8. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem. En hulle het op 'n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Toe het sy voorkoms voor hulle oë verander en sy klere het blink geword, spierwit, soos niemand op aarde dit nog gesien het nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. En toe sê Petrus vir Jesus, Rabbi, dis goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. So verskrik was hy saam met die ander. Daar het toe 'n wolk gekom wat sy skaduwee oor hulle laat val het. En uit die wolk het daar 'n stem gekom. Dit is my geliefde seun. Luister na hom. En met eens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie. Net Jesus alleen by hulle. Wie is ek werklik? Is ek die stem wat hier binne vir my sê, ek is nie goed genoeg nie? Is ek daai stem wat vir my sê, ek is nie slim genoeg nie, ek is nie ryk genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie, ek is nie suksesvol genoeg nie? Daai stem wat vir my sê, Gert, jy's 'n verloorder. Nee, die taal van die jeug, jy's 'n loser. En wie baie kere voel ek, as ek so na my lewe kyk, dan voel ek ook, maar soos 'n loser. En sien ek ook al die mislukkings. Here, is dit wie ek is? Here, is dit wie ek is? Dalk is dit die vraag wat jy ook vandag het. Maar dalk is dit nie jou vraag nie. Of dalk is dit jou vraag, jy dit dalk nog nie te besef nie. Kom ons kyk of dit dalk jou vraag is as ons na jou lewe kyk. Ek praat so ruk terug met iemand, nee? En hy vertel my, hy sê, ek het dit gedoen, en ek het dat gedoen, en ek het dit reg gekry, en ek het dat reg gekry. Hy sê, ek is nogal goed hoor. En daarom baie ek, is dit nie, hè? Daarom baie ek, wat ons hoor. Hoekom so baie ek? Wat is die stem by jou, my vriend? Moet jy iets bewys? Is daar 'n stem wat sê, sien my raak? Here, wie is ek? Here, wie is ek? Iets wat ek ook gereeld binne my hoor is, jy kon iets gesê het, jy kon iets gedoen het, jy kon iets beteken het vir iemand. Die geleentheid was daar, maar jy het niks gedoen nie. Maar ek, die ek wie ek is, wie is hierdie ek is, hy het in die pad gestaan. Ek moes myself bewys het in hierdie gesprek. Of, ek het 'n bietjie uitgevoel, ek is nie op standaard nie, ek is nie dieselfde as hierdie ouens nie.
Ek kon nie my volle mens wees gee op hierdie oomblik nie. En weet jy wat, dan sneeuw al hierdie goed mos, want dan ek voel, ek begin skuldig voel, en ek voel onvervuld, en ek voel, ek het my doel gemis, en ag, so gaan dit aan nie. En dis net hier waar die gekruisigde, opgestane Here Jesus my ontmoet. En ek moet in hierdie soeke na wie ek is. In Jesus se lewe hier op aarde. Sien hoe Jesus gereeld moes hoor wie hy is. Ons hoor vanoggend by sy doop. Die doop wat gesien is as die geleentheid waar Jesus sy roeping opgeneem het. As God se seun het hy daar sy roeping opgeneem. En ons hoor die stem wat vir hom sê, jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek my. Christus het Jesus geweet wat vir hom voorlê. Het hy geweet van die kruis op daai oomblik? Ja man, hy is die seun van God, hoe dan anders? En as jy gaan kyk na die evangelieskrywers, dan begin hulle ons maar vroeg vir ons sê, Jesus het geweet, die kruis is sy einde. Sy pad na die kruis het begin by sy doop. En net daarna hoor ons, hy word getoets. In die woestyn. Hy word getoets. Is jy werklik die seun van God? Moet jy werklik waar kruis toe gaan? En dan gaan ons aan en ons kom daar by Markus 9. Markus 8 het Jesus nog net vir sy disippels gesê, ek is op pad kruis toe. En hoofstuk 9, dan hoor ons hierdie gedeelte waar Elia en Moses, dat hulle daar verskyn, en dan hierdie stem. Jy is my geliefde seun, met ander woorde wat bykom, luister na hom. Jy is my geliefde seun, luister na hom. Jesus moes dit telkens by sy Vader hoor, as God mens, het hy dit nodig gehad. Hy het geweet hoe belangrik is dit, dat hy moet weet wie hy is, om hierdie roeping van hom te kan voltooi. Jy is my geliefde seun. Hy moes dit hoor en oor hoor. Hy moes sy Vader se stem hoor. En hy het sy Vader se stem vertrou. Want dit is hierdie stem wat hom tot daai innerlike oortuiging gebring het, wat hom kruis toe gevat het. Dit het gemaak dat Jesus hom ten volle kon gee vir die kruisiging, vir die lydenspad. En as hy en Elia en Moses daar op die berg van verheerliking staan, dan word die sluier net vir so 'n oomblik vir ons weggeneem, van hierdie werklikheid wat deurbreek by Jesus se kruisiging, opstanding en hemelvaart. Die werklikheid dat die hemel nou by ons is, dat God hier by ons is, dat hy by my is en by jou is. En hy fluister dit oor en oor elke dag vir jou. Jy's my geliefde kind. Jy's my geliefde seun. Jy's my geliefde dogter. Die woorde wat hy daar vir Jesus gesê het, hy sê dit telkens oor en oor vir jou. Hy is by jou, en hy's in jou, en hy sê dit vir jou. En hy weet, ek en jy het dit nodig. Hy weet, ek en jy moet dit oor en oor hoor. Dis die reis van die lewe. Ek en jy bereik nooit 'n punt waar ons sê ons is nou volkome nie. Dis hierdie reis waar ons dit oor en oor moet hoor, en dat ons hierdie woorde moet inneem, en vanuit hierdie woorde moet leef. Ek het dit nodig, want die stemme daar buite kan, die stemme van die wêreld, die wêreld is, die stemme is so sterk. Dus dit is die stemme wat die hele tyd vir my sê, jy is sleg, jy gaan dit nie maak nie, jy is nie goed genoeg nie. Want dan weer die woorde daar op die berg. Jy is my geliefde seun. Luister na hom.
Luister na hom. Erken sy gesag, volg hom, leef wat hy julle leer. En dit begin by hierdie woorde. Jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter. Dis die woorde wat hy vir jou sê, leef vanuit dit. Want dan kan jy jouself gee ten volle, jy kan jouself gee vir die oomblik. Jy kan jou ten volle gee vir die Here en vir mense om jou. En jy kan jou lewensdoel uitleef. En die Here wil hê jy moet jou lewensdoel uitleef. Hy wil hê jy moet vervulling in jou lewe. Maar dit kan net begin as jy hierdie woorde, jy is my geliefde. As jy dit inneem en dit jou lewe bepaal. En nie die ander stemme nie. Daarom vanoggend, vanoggend as jy nagmaal gebruik, hoor die Here se woorde. Hou aan jou hart, as jy nagmaal gebruik, hou jy aan jou hart vas. En hoor, die Here wat vir jou sê, jy is my geliefde. En dis waarmee ek en jy gekonfronteer word in die lydenstyd. Weet jy hoe lief die Here jou het? Weet jy hoe lief hy jou het? Kyk na die houe. Kyk na die bloed. Kyk na die kruis. Sy uitnodiging is, my geliefde kind. Dis hoe lief ek jou het. Laat dit in jou insak. En laat jy van daaruit leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U my lief het. En dat ek U kind is. Dankie, Here, dat ek U geliefde is. Here, help my om vanuit hierdie woorde wat U elke oomblik vir my sê te leef. En waar ons nou nagmaal gebruik, maak hierdie woorde vas in my hart. In Jesus naam. Amen. Voor ons nagmaal gaan gebruik, kom ons sing saam Gesang 253. U het die brood gebreek, eens by die meer. Brood gebreek, eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir my ook hier. Wil steeds U waarheid meer aan my ontvou, tot ek ook in U woord my Heer aanskou. Die brood wat ons breek, dui op deel aan die liggaam van Christus. Neem, eet, doen dit tot sy gedagtenis. En as jy dit neem, hou jou hart vas. Hoor die Here wat vir jou sê, jy is my geliefde kind. Die beker van danksegging, waarvoor ons God dank, dui op deel aan die bloed van Christus. Neem, drink, doen dit tot sy gedagtenis. En as jy dit drink, hou jou hart vas. Hoor hoe lief die Here jou het. Dankie, Here, dat U ons so lief het. Dankie vir dit wat U vir ons deurgemaak het aan die kruis.
Jy sê vanoggend, jy is my geliefde. Here, help my om vanuit daardie woorde te leef. Help om te leef as die geliefde. Here, seën ons in hierdie tyd. In Jesus naam. Amen. Kom ons bely saam ons geloof in die drie enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Die Here is voor julle om die pad vir julle gelyk te maak. Die Here is langs julle om julle in sy arms toe te vou. Die Here is agter julle om die aanvalle van die vyand af te slaan. Die Here is onder julle om julle te dra as julle mag val. Die Here is rondom julle om julle te beskerm. Die Here is bokant julle om julle te seën. Die Here is binne julle om julle te lei na sy wil. So seën die drie enige God julle van nou af tot in ewigheid. Amen. Dankie dat jy saam geluister het. Hoor die Here wat vir jou sê. Jy is sy kind. En leef vanuit dit wat die Here vir jou sê. Dan wat ons afkondigings aanbetref, ons gebedsgeleenthede wat die afgelope tyd na donderdagoggend toe geskuif het, skuif nou weer terug na vrydagoggende. So daar's vrydagoggende 6:00 by die kerk, is daar gebedsgeleentheid waar jy kan kom saam bid. En die uitnodiging is aan almal van u. Kom asseblief, kom bid saam. Veral in hierdie tyd, broers en susters, is dit nodig dat ons vir mekaar en vir ons land en vir oral waar mense seer het en stikkend is, dat ons vir mense bid. Dan broers en susters, die kategese het weer begin. Kom asseblief kategese toe, bring julle kinders. Daar is 'n reëlings waar ons die kinders apart hanteer. Ja, ons mag net 50 by die erediens wees, maar ons hanteer die kinders op 'n ander plek in die kerk, dat dit nie 'n probleem kan wees nie. En dan die laaste saak wat ons net onder die aandag wil bring. Ons het nou in die afgelope klompe jare het ons begin om die lyste agter in die kerkgebou te plaas van inligting wat ons op ons stelsel het van EM. En dan het dit so gewerk dat jy die inligting daar moet kom verifieer net. En dit is nou moeilik hierdie jaar en daarom vra ons asseblief dat jy net die kerkkantoor sal skakel as jou inligting verander het. Of as jy kerk toe kom, ons vra dat jy asseblief net daar agter jou inligting sal vat en dat jy net sal seker maak of ons nog die korrekte inligting van jou het. Dankie broers en susters, gaan in vrede.